Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek het 'n bietjie inisiatief geneem. Dit mag dalk duidelik wees. Omdat die teksgedeelte so lank is, het ek my eie opskrifte in die teks ingesit. So dis nie geïnspireerde opskrifte in hoofstuk 40 en 41 nie. Drome, verklaring, vervulling is maar net wat daar gebeur. En so ek gaan dit nie noodwendig die hele tyd sê ek is nou daar of ek is nou daar nie, maar dit hopelik sal dit duidelik wees soos wat ons deur die ding gaan, dat dit is wat besig is om te gebeur. Ek gaan vir ons bid. Ek gaan vra dat God ons genadig sal wees, dat hy ons energie sal gee en dat hy ons sal help om te verstaan wat hierdie twee merkwaardige hoofstukke in sy woord vir ons sê. So kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Ons dankie dat ons mense kan wees wat U kan aanroep as Vader en wat kan staatmaak op die werk van die Gees in ons lewens. En so Vader, ons wil vra dat U vanoggend deur die Gees kragtig in ons harte sal werk. Sal U ons help om U te sien, sal U ons help om U woord te verstaan. En Vader, sal U ons help om met nuwe ywer en lewe en liefde vir U vanoggend hier uit te gaan. Help ons asseblief om te hoor hoe U met ons praat uit Genesis uit die begin uit. Help ons asseblief om U te verstaan en versterk ons geloof vanoggend asseblief, soos wat ons hier saam is. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. So die hele storie gaan oor drome. Of baie van Josef se lewe gaan oor drome. En so ek het gewonder, hoe sal jy die vraag antwoord? Wat is jou droom vir jou lewe? Wat is jou droom vir jou lewe? Wat sou jy graag wil bereik met jou lewe? Ek neem aan as jy op skool is die ding waarvoor jy nou droom is om klaar te maak. Jy wil ten minste 'n groot deel van jou droom is om klaar te maak met skool en te kan aanbeweeg met die lewe. En ek dink as jy op universiteit is 'n baie groot deel van jou droom om klaar te maak sodat jy 'n droomwerk kan kry en 'n lewensmaat kan kry en sodat jy kan aangaan in die wêreld. En presies wat dit behels daarna is jy nie seker nie. Maar dis deel van jou droom. Ek dink baie van ons is al verby daai droomfase. Ons is in 'n seisoen van ons lewe waar ons droom is vir 'n bietjie rus en vrede. Maar ek dink baie van ons is ook al daar waar ons droom nie meer net vir onsself nie. Ons droom nou vir ons kinders en soos ons vanoggend gesien het vir ons kleinkinders. Soos wat ons vanoggend vir klein Gideon gedoop het, is daar drome vir sy lewe. Goed is wat geliefdes wil hê hy moet bereik eendag. En so ek wonder of jy al daaroor gedink het dat God 'n liefdevolle Vader is. God is 'n liefdevolle Vader wat 'n droom het vir elke een van sy kinders se lewens. Het jy al so daaroor gedink? Het jy al daaroor gedink dat God 'n droom vir jou lewe het? En het jy al daaroor gedink dat God die een is wat daai droom sal vervul? God is die ene wat die drome vir sy kinders se lewens vervul. Soos wat ons sien in Josef se lewe, beleef God se kinders die op en af van 'n gebroke wêreld. Josef se lewe het baie gebrokenheid gesien, maar op die ou einde het God sy droom vir Josef vervul. In vandag se teks sien ons hoe daar 6 drome betrokke by vanoggend se teks. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Die 2 drome wat Josef gehad het, toe hy in hoofstuk 37 in sy ouerhuis. Die 2 drome wat die skinker en die bakker gehad het en die 2 drome wat Farao gehad het. En al die drome word in 'n sekere mate in hierdie teks begin dit om vervul te word. En ek hoop dat ons op die ou einde sal sien dat God is die een wat die droom wat hy het vir sy kinders se lewens vervul. God is getrou en hy vervul die droom wat hy het vir sy lewens se kinders. En so net om vinnig vir ons 'n padkaart te gee hoe ons deur die teks gaan werk. Hoofstuk 40 is lewe in die put. Josef is onder in die tronk. Hy noem die tronk sy put, sy tweede put. En hy is daar vir hoofstuk 40 en ons sien die subopskrifte, daar's drome, daar is 'n verklaring en daar's 'n vervulling. En dan in hoofstuk 41 is ons in die paleis en daar's drome, daar's 'n verklaring en daar's 'n vervulling. En so daar's 'n paar goedes wat ons moet verstaan
van Genesis 1 tot Genesis 39 wat nodig is vir ons om te verstaan wat nou hierso aangaan in hoofstuk 40 en 41. Die belangrikste is waarskynlik dit wat gebeur het in Genesis 1 en 2. In Genesis 1 en 2 het God die wêreld geskep en hy het dit goed geskep en hy het ons geskep in sy beeld. God het die mens gemaak in sy beeld en hy sê wat dit beteken is God het ons gemaak om in sy beeld onder sy heerskappy oor die skepping te heers en 'n seën te wees vir die skepping. Dis waarvoor God ons gemaak het, om onder sy heerskappy oor sy skepping te heers as onderheersers. Adam en Eva val. Hulle vertrou nie vir God nie. Hulle vertrou nie dat God hulle beste belange op die hart het nie en hulle gebruik nie die mag wat God vir hulle gegee het om goed te wees vir die wêreld wat God hulle ingeplaas het nie. Hulle probeer ekstra mag te gryp. En in die proses kom maar sonde in die wêreld in en die wêreld gaan in 'n afwaartse spiraal. Ons sien dis in Genesis 3. In Genesis 4 sien ons hoe hierdie vergryping van mag en hierdie beklei vir eie voordeel oorgaan tot in die eerste moord, soos wat Kain vir Abel doodmaak. En so gaan die wêreld in 'n afwaartse spiraal as mens nou die storie sou lees van Genesis 1 tot Genesis 11 toe. In Genesis 12 breek God in die wêreld in en hy maak 'n belofte. Hy beloof aan Abraham dat hy uit sy nageslag uit die wêreld sal red en seën. En hy sê hy sal uit sy nageslag uit wat so talryk soos die sand van die see sal wees, sal hy die wêreld seën. En ons sien dan soos wat ons deur Genesis beweeg, sien ons God bly getrou, Abraham en sy nageslag, Abraham, Isak en Jakob is deurtrek met sonde. Hulle is onbetroubare ouens, maar God bly getrou. En God is besig om sy belofte aan Abraham te vervul. En ons sien dit vanoggend hier in Jakob se seun Josef se lewe. Jakob was 'n sondige ou. Ons het in hoofstuk 37 gesien, hy het sy jongste seun of sy 11de seun het hy voorgetrek bo die ander. Die ander 10 was vies geweest uit die aard van die saak en Josef het homself nie eintlik gehelp nie deur vir hulle te sê wat die droom was wat hy gehad het. Sy pa het vir hom 'n kleed gegee, hom opgehef in die huis. En Josef het vir hulle gesê, ek het gedroom julle sal eendag nog voor my buig ook. Dit was te veel vir sy broers. En toe sy broers die kans kry, toe gryp hulle mag in eie hande en hulle forceer hom af. Hulle gooi hom in 'n put, hulle verkoop hom as 'n slaaf. Die teks sê vir ons hy gaan af na Egipte toe en verlede week word hy afgegooi in die tronk in. Soos wat hy in geregtigheid optree. Hy wil nie ontrou wees aan Potifar nie en hy wil nie ontrou wees aan God nie en dan eindig hy in die tronk omdat hy nie saam met Potifar se vrou wil slaap nie. En so dis die agtergrond. Dis die agtergrond tot by hoofstuk 39. Hoofstuk 40 begin met 2 nuwe karakters wat by Josef aansluit in die tronk. Die skinker en die bakker. Ouens wat ons al waarskynlik baie van gehoor het as ons sogenaamd met die Bybel groot geword het. En so dit is baie interessant om te sien hoe die skinker en die bakker hierdie gesiene ouens val tot in die tronk saam met Josef en Josef word aangesê om na hulle om te sien. En dis baie interessante klein detail in die teks. Hoofstuk 4 sê hulle was lank onder sy bewaking. So Josef het hulle goed geken. Hy het baie tyd met hulle spandeer. En vers 5 sê dat hulle op dieselfde nag 'n ontstellende droom gehad het. Die skinker en die bakker. Nou wat vir my treffend is in vers 6 sien ons hy het tot sy verbasing gemerk dat hulle bedruk was na hulle drome. Nou ek sou dink almal is bedruk in die tronk. Ek sou nie dink mens kan onderskei iemand het 'n slegte droom gehad en daarom lyk hy bedruk nie. Maar Josef het die vermoë gehad om te sien dat hulle was ongelukkig na hulle drome en so hy sê vir hulle in vers 8: "Waarom het julle vandag sulke somber gesigte?" Nou ek dink is iets om by stil te staan. Ek dink dis so treffend dat iemand wat al vir 11 jaar onderdruk word. Hy is al vir 11 jaar 'n slaaf, hy is al etlike aantal jare in die tronk en tog het hy die kapasiteit om te stop en te sien iemand anders is ongelukkig en dit nie net te sien nie, maar die kapasiteit om te stop en te dink en te sê wat is fout?
En ek dink is 'n geweldige ding dat hy die kapasiteit het gegee sy omstandighede en al sy probleme om te gee vir iemand anderste. En ek dink die teks help ons tog, vers 8 help ons tog om te verstaan hoekom hy nie voel dit is te swaar vir hom om te dra om iemand anders te probeer help nie. Vers 8 help ons om te verstaan hoekom hy kapasiteit het. Vers 8 sê behoort verklaringe nie aan God nie. So met ander woorde, hy sien homself nie as die oplossing vir hulle probleme nie. Hy sien dat daar 'n oplossing by God is en so hy is net die persoon wat vir hulle vra wat is fout, want hy weet daar's by God hoop, daar's hoop by God. En so dan vertel hulle vir hom wat die drome is en hy gee vir hulle 'n verklaring. Hy verduidelik vir hulle dat beide van hulle oor 3 dae 'n verandering gaan beleef. Albei van hulle gaan opgehef word. Die een figuurlik en die ander een fisies. So die skinker word opgehef en hy word in ere herstel, figuurlik. En so hy word figuurlik opgelig en die bakker word fisies opgelig soos wat hy vir sy sondes aan sy nek hang en sterf. En so als gebeur net soos die vervulling gebeur presies net soos wat die verklaring was. Vers 21 sê hy het die hoof van die skinkers herstel in sy ampas skinker en hy het die beker in die Farao se hand geplaas. Die hoof van die bakkers het hy laat ophang soos Josef dit vir hulle verklaar het. En so Josef het die skinker, hy het vir hom goeie nuus gegee en beide van hulle het gekry dit presies wat hy gesê het gaan gebeur. Maar Josef het voordat die skinker uit is, het hy vir hom gesê asseblief moenie van my vergeet nie. Ek is onregmatig in die tronk. Ek is verkoop as 'n slaaf uit my geboorteland uit en ek is in die tronk hierso en ek is onskuldig, moenie van my vergeet nie. Praat met die Farao my, maar vers 23 sê die hoof van die skinkers het egter nie weer aan Josef gedink nie en hy het van hom vergeet. En so dit is die einde van hoofstuk 40. Daar's 3 dinge wat ons nie moet mis nie, soos wat ons deur hoofstuk 40 werk. Die eerste ding is Josef se karakter. Ek dink dit is belangrik vir ons om te dink oor Josef. Josef het baie onreg in sy lewe beleef. Ek dink dit sou verstaanbaar gewees het vir hom om 'n harde, verbitterde ou te wees. Maar daar's iets in Josef se lewe wat hom die kapasiteit gee om te gee. Dis sy vertroue in God wat hom in staat stel om te gee, wat hom bruikbaar maak in God se hand en wat die rigting van die hele storie verander. Ons kan leer van Josef. Ons kan leer dat ons kapasiteit kan hê om met ander te praat en hulle probleme aan te hoor, omdat ons nie die een is wat hulle hoef te red nie. Ons is nie die ene wat hulle hoef op te lig nie. Ons is die een wat hulle na God toe kan wys, wat hulle wel kan ophef en wat hulle kan help. En dit is interessant hierso om te sien hoe God dit gebruik, daai belangstelling in iemand anders se lewe, is die klein dingetjie wat op die ou einde lei van dat Josef beweeg van die tronk af tot aan die paleis. Dit is 'n klein dingetjie en Josef het dit nie gedoen omdat hy gedink het God gaan dit gebruik nie. Dis 'n patroon van sy lewe gewees om vir mense om te gee. Ons het gesien in hoofstuk 37 en ons sien dit hier weer hoe hy omgee vir ander en 'n seun is vir ander. En dit is waarvoor God ons geroep het om te wees as sy kinders. Hy's 'n seun vir ander, hy gee vir ander om en God gebruik dit om ander op te hef en om die koers van sy lewe te bepaal op die einde. So dis die eerste ding, ons kan leer by Josef. Die tweede ding wat ons nie moet mis nie, is dat vertroue in invloedryke mense kan baie maklik misplaas wees. Die skinker was 'n goeie pel gewees vir Josef toe hulle saam in die tronk was. Josef was altyd daar vir hom gewees, Josef het omgegee vir hom. Maar die oomblik toe hy opgehef word, het hy vergeet van Josef. Die skinker was in 'n baie invloedryke posisie. Hy het die oor van die Farao gehad. En so ons moet versigtig wees om ten koste van ons verhouding met God mense wat in magsposisies is te veel van 'n stem te gee. Ons moet versigtig wees om mense wat invloedryk is te vertrou teen ons beginsels. En so 'n voorbeeld daarvan is om te veel vertroue in ons baas te sit, om ons baas byvoorbeeld te wil gelukkig maak terwyl dit teen ons beginsels is.
Ons moet dit nie doen nie. Ons moet nie invloedryke mense meer vertrou as wat ons in God se woord en sy geregtigheid vertrou nie. Kom ons respekteer ons medemens, maar kom ons vertrou vir God en doen wat hy dink reg is. En dan derdens vinnig, vertroue in God is nooit misplaas nie. Vertroue in mense kan misplaas wees, maar vertroue in God is nooit misplaas nie. Die skinker het van God vergeet, die skinker het van Josef vergeet, maar God het nie van Josef vergeet nie. En hy was getrou in sy belofte. En sy droom sou gerealiseer word. En so ons sien dit in hoofstuk 41. Hoofstuk 41 sien ons 2 jaar later, nadat hy nog 2 jaar, nou 13 jaar slaaf, sien ons dat Farao 2 drome kry. En vers 8 sê vir ons, die oggend was sy gees onrustig. En hy ontbied toe al die waarsêers en wyses van Egipte. Die Farao vertel toe vir hulle sy drome, maar niemand kon die Farao se drome verklaar nie. So in Egipte was, om drome te verklaar was 'n wetenskap. Dis deel van hulle kultuur gewees. Dis amper soos ons, as ons 'n probleem het, dan kry ons die wyses van ons tyd in. Ons kry die CA's, ons kry die aktuariërs, ons kry die ingenieurs, as laaste uitweg kry ons die prokureurs in en ons vra vir hulle, wat moet ons doen? Hoe moet ons die probleem oplos? En die wyses van daardie tyd kon nie die droom oplos nie. Daar was nie vir Farao vir sy onrustigheid 'n antwoord by die wysheid van die tyd nie. En toe onthou die skinker ewe skielik, maar daar was 'n tyd gewees en daar was 'n ou gewees. En hy vertel toe, hy het nog steeds die oor, hy het nou weer die oor van die Farao en hy vertel toe weer vir hom, weet jy Farao, ek het 'n droom gehad. Die droom is vir my verklaar en die droom is vervul, presies soos wat die ou gesê het. Sy naam is Josef en hy is in die tronk. En vers 14 sê vir ons, hulle het toe vinnig vir Josef laat haal, maar ook, daar was tyd om, baie interessante detail, daar was tyd vir hom om geskeer te word, en daar was tyd vir hom om netjies aangetrek te word, soos wat hy van die tronk af na die paleis toe opgaan. Die skinker het vir Farao gesê dat Josef sy drome verklaar het, maar dis nie wat Josef oorspronklik vir die skinker gesê het nie. Josef het vir die skinker gesê, dis by God wat die verklaringe lê, en so hy herhaal dit vir die Farao. As hy voor die Farao kom, dan verwag die Farao Josef kan hom help, maar Josef sê weer nederig, sê hy vers 16, Josef het die Farao geantwoord, dit berus nie by my nie, net God kan 'n gunstige antwoord gee vir die Farao. En dit is interessant, Josef het hier geleentheid om homself te bewys. Josef het hier geleentheid om die magtigste man in die wêreld se guns oor te wen. En hy doen dit nie. Hy gryp nie God se glorie vir homself nie. Hy bly nederig en hy sê nee, die antwoord is by God. Die oplossing is by God. En so hy verklaar dan vir Farao sy drome. Vers 28 sê die verklaring, dit is soos wat ek vir Farao gesê het, wat God gaan doen. Wat God gaan doen, het hy die Farao laat sien. Kyk, daar kom 7 jaar van groot oorvloed in die hele Egipte land, maar daarna breek daar 7 jaar van hongersnood aan. En al die oorvloed van Egipte land sal vergete wees. Die hongersnood sal die land uitmergel. Dit is die verklaring van die 2 drome. En die ding wat dan weer uitstaan, wat mense half nie verwag, soos wat mense die teks lees nie, is Josef, wat die nederige ou is, wat sonder dat die Farao om enige iets vra, gee hy vir hom 'n oplossing. Nou, dit is 'n gevaarlike ding om met 'n magtige ou wat geïrriteerd is en wat onseker is en wat slapelose nagte gehad het, sommer te sê wat jy dink. Dit is 'n gevaarlike ding. Stel jouself voor dat president Putin laat iemand uit die tronk uithaal om 'n getuienis te kom gee oor 'n insident, 'n spanningsvolle insident in sy domein, in sy area waar hy in beheer is. Ek dink daai ou sal waarskynlik net sê wat hy gesien het en probeer om al weg te kom, omdat hy bang is. Maar Josef doen dit nie. Josef volunteer inligting. Hy sê, hierdie ouetjie wat vandat hy 17 is, 'n slaaf is, kom op 30 voor die magtigste man in die wêreld te staan en hy sê vir hom, hierdie is die verklaring
En hierdie, op die ingewing van die oomblik, sê hy vir hom, en hierdie is die plan, wat hy die krisis kan afweer, en wat dit in seën vir die hele wêreld in kan laat verander. Die grootheid van dit, dink ek, is baie keer mis ons. Ons mis hoe uitsonderlike voorstel dit is, en hoeveel guts dit gevat het vir Josef, om vir die farao te sê wat om te doen. Hy kon dit slegs doen, omdat God hom gehelp het. Hy was nie so merkwaardige ou in sy eie reg nie. Hy was merkwaardig, omdat God hom merkwaardig gemaak het. En die farao sien dit, en die farao se dienaars sien dit. Vers 37 sê, die saak was goed in die oë van farao en sy dienaars. En die farao het vir sy dienaars gevra, sal ons so iemand vind, 'n man in wie die gees van God is. Farao en sy dienaars het gesien dat God met hierdie ou is, en dat dit God is wat hom in staat stel om hierdie waarhede te kommunikeer. En ons moet sien, as ons terugstaan, moet ons sien dat dit God is wat besig is om Josef se droom te waarheid te maak, dat dit God is wat besig is om Abraham se belofte te vervul, en dat dit God is wat besig is om Josef op te hef, om dit te wees wat God ons as sy mense gemaak het om te wees. Hy is besig om hom op te hef, om die koning te wees, om goed te wees, om te heers, om goed te wees. En so toe hulle Josef se hare afgeskeer het en sy baard afgeskeer het, was hy besig om getransformeer te word, om soos die koning te lyk. Vers 42 sê hulle, hy het toe die seelring van die koning gekry. Die seelring het die beeld van die koning op. Ons moet dit nie mis nie. Josef is besig om gemaak te word om te lyk soos die koning. Hy kry die koning se klere, hy kry die koning se ring wat sy mag beteken, hy kry die koning se mag. Hy kry nie net sy goue ketting in sy klere nie, hy kry ook sy strydwa, en soos wat hy in die straat afry, moet die mense voor hom buig. En so wat sien ons, wat is besig om te gebeur met Josef? God is besig om hom op te hef, om 'n koning te wees, in die beeld van die koning geskep, om te heers oor die koninkryk, onder die koning, vir die beswil van die mense. God is besig om hom te red, om 'n seën te wees vir die wêreld, soos wat Adam en Eva veronderstel was om te wees. En in die proses is hy besig om die belofte aan Abraham te vervul, en hy is besig om die droom wat Josef gehad het te vervul. Ons moet dit nie mis nie. God is besig om Josef op te hef, om dit te wees waarvoor ons gemaak is om te wees. Josef is 'n nederige dienaar, wat nie selfsugtig optree nie, wat nie die mag gryp om ander af te dwing of om homself op te hef nie. Hy gebruik die mag vir dit waarvoor God dit vir hom gegee het, om te heers, sodat daar voordeel vir almal rondom hom kan wees. En vers 57 eindig die gedeelte, waar die hele wêreld voordeel trek uit Josef se heerskappy van Egipte. Vers 57 sê, die hele wêreld het na Egipte toe gekom, om by Josef graan te koop, want die hongersnood was straf oor die hele aarde. En so ek gaan dit weer sê, ek hoop dit is duidelik wat God gedoen het. God het vir Josef opgehef, om 'n seën te wees vir die wêreld, soos wat ons gemaak is om te wees. En dit is 'n vervulling van die belofte wat God aan Abraham gemaak het. En ons sien dit, die skrywers skryf vir ons, gee vir ons 'n klein detail daar om te sien dat dit 'n vervulling van die belofte aan Abraham is. Kyk saam met my na vers 49. Soos wat ons sien hoe God vir Josef seën om die belofte aan Abraham te vervul. Josef het graan opgegaar soos die sand van die see. Hy het nie 'n bietjie graan bymekaar gemaak nie. Hy het 'n spesifieke hoeveelheid graan bymekaar gemaak. God het hom geseën om ontelbaar graan bymekaar te maak. En ons moet sien dat hy geseën is om 'n seën te wees, om die wêreld te red. God het vir Josef opgeref om 'n seën te wees, sodat hy 'n seën vir die wêreld kan wees. En so, ons sien hierso hoe God besig is om
sy droom vir Josef te vervul. God se droom vir Josef word waar. God stel sy nederige dienaar in staat om die beeld van sy hemelse Vader uit te leef, om 'n goeie koning te wees, 'n goeie onderkoning te wees, wat heers oor die skepping, en wat heers vir die voordeel van almal rondom hom, met die Godgegewe wysheid wat God vir hom gegee het. God help hom om 'n seën vir die wêreld te wees. En so wat beteken dit vir ons? Wat is dit wat ons moet besef soos wat ons na hierdie gedeelte kyk? Ek dink eerstens moet ons besef dat Josef is 'n prentjie van Jesus. Josef is 'n prentjie van wat Jesus vir ons is. Josef is 'n gedeeltelike vervulling van die belofte van God aan ons. Maar Jesus is 'n volkomme vervulling van God se belofte aan ons. Die patroon van Jesus se lewe is presies dieselfde. Jesus gaan van die troonkamer van die hemel, hy kom af aarde toe, hy word gestraf vir ons sondes, hy laat homself aan die kruis hang, en God hef hom op. God hef hom op tot waar hy nou in die regterhand van God sit in die hemel, waar hy regeer vir ons almal se voordeel en onder God se heerskappy. En ons sien dat Jesus dit gedoen het om ons met God te versoen, sodat ons nou agente van goedheid kan wees in die wêreld waarin ons woon. Sien, ons mag dalk skrikkerig wees soos Josef. Ek kan verstaan dat Josef so bang wees, soos wat hy geroep is om na die Vader toe te gaan en die waarheid te gaan praat en 'n verskil te gaan maak. Ek dink ons is baie keer skrikkerig om dit te doen waartoe Jesus ons roep. Om te gaan en om 'n seën te gaan wees in 'n wêreld waar ons voel, ons het nie die wysheid nie, ons het nie die karakter om 'n verskil te gaan maak nie. Maar Jesus het vir sy disippels gesê, hulle moenie bang wees nie. Hulle moenie bang wees as hy hulle agterlaat nie. Hy het vir hulle in Johannes 14 vers 12 gesê, Fanie, as jy dit vir ons kan opsit op die skerm. Hier's wat hy vir hulle gesê het, net voordat hy kruis toe is. Hy sê vir hulle, ek sê vir julle, wie my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal nog groter dinge doen, omdat ek na die Vader toe gaan. En dan gaan hy aan om vir hulle te sê, hoe is dit dat hulle wonderlike dinge gaan doen? Hierdie ouens wat swak is, en wat onseker is oor waartoe hulle in staat is. Hoe gaan hulle doen? Wel, vers 15 sê hy vir hulle, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet, 'n ander helper gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. En so, hoe is dit dat ons, soos Josef, met 'n verskil kan maak in hierdie wêreld waarin God ons geplaas het? Ons, as die mense van God, het die Gees van God, wat ons in staat stel om met integriteit en wysheid op te tree. Om soos Josef nie in onsself vasgevang te raak nie, en nie laat al ons probleme ons verbitter en selfgesentreerd maak nie, maar om soos Josef uit te kyk, om te weet die antwoord lê by God. God is die een wat die verskil sal maak. Ons het nodig om God te vertrou en die waarheid in liefde te praat en 'n seën te wees vir almal rondom ons. God help ons deur vir ons sy Gees te gee om sy beeld uit te lewe in die wêreld waarin hy ons geplaas het. Hy help ons om waar ons woon en werk instrumente van geregtigheid te wees, soos Josef. En so ek sluit vir ons af met 5 vinnige toepassings. Ek gaan baie vinnig doen. Die eerste ding is, ons moet woon en werk soos iemand wat die Gees van God het. Dit was baie duidelik vir Farao en vir sy dienaars dat Josef die Gees van God gehad het. Hy het 'n wysheid gehad en 'n integriteit gehad wat nie geken was in sy tyd nie. Ons as dienaars van God het die Gees van God en ons word geroep om soos Josef te werk asof ons die Gees van God in ons het. In die wêreld waar ons onsself bevind, of dit nou by die werk is, waar daar 'n ongesonde kultuur is, of dit in die samelewing waar ons onsself bevind, waar daar korrupsie is, waar daar minagting is van die waarde van lewe, of dit is by die huis waar ons voel ons het nie die wysheid of die integriteit om goeie ouers te wees nie. Ons moet besef ons het die Gees van God
wat ons in staat stel om met wysheid en integriteit op te tree. En ons moet ons hoop vind by God. So ons moet lewe soos mense met die gees van God. Tweedens, magsmisbruik sal nie end uit volhou nie. Josef se broers het hulle fisiese mag gebruik om hom af te druk. Potifar se vrou het haar verhoudingsmag gebruik om hom af te druk. En Potifar het sy posisionele mag gebruik om vir Josef af te druk. Maar God het nie toegelaat dat daai magsmisbruik end uit volhou nie. God het hom opgehef. En so ons hoef nie bang te wees vir magsmisbruik nie. God sal geregtigheid laat geskied. En so as daar in die regering magsmisbruik is, of as daar by die werk magsmisbruik is, of waar daar ook al magsmisbruik is, ons hoef dit nie te vrees nie. Ons kan soos Josef met integriteit voortgaan en die regte ding doen en kapasiteit hê om vir ander lief te hê, omdat ons vertroue aan God is wat geregtigheid sal laat geskied. En ons moenie die mag wat aan ons toevertrou is misbruik nie. God sal dit nie laat voortgaan nie. God sal geregtigheid laat geskied en die wat onreg beleef ophef. Derdens, die Farao en die skinker en die bakker het onrustigheid beleef wat Josef gesien het. En ons moet besef dat 'n onrustigheid wat ons binne in onsself beleef, is daar nie altyd 'n wêreldse antwoord vir nie. Die wêreldse wysheid help ons baie keer, maar ons moenie bang wees om God te vra om ons te help om te verstaan wat die onrustigheid is wat ons binne in onsself beleef nie. Daar is vir ons gegee vriende met die gees van God, met die wysheid van God, wat ons kan help om te ondersoek wat is dit wat God ons potensieel tot roep. Dit mag 'n eenvoudige ding wees, soos die onrustigheid wat ek in my beleef, is omdat ek vanoggend onbeskof was met my vrou, en so ek moet vir haar om verskoning gaan vra. Dit mag daai tipe van onrustigheid wees, wat 'n vriend van my moet uitwys, met die hulp van die gees van God. Maar dit mag iets meer as dit wees. Dit mag wees dat ek 'n inspraak moet maak by die werk waar ek is. Daar's ongeregtigheid wat daar plaasvind, en so daar's 'n onrustigheid in my hart, en ek het nodig om iets daaraan te doen. Ek het nodig om oor te bid, en ek het nodig om God te vertrou, dat hy my kan gebruik om 'n inspraak te maak in daai situasie, en dat hy die uitkoms sal bepaal van daai situasie. So onrustigheid is nie iets wat ons vanaf moet weghardloop nie. 'n onrustigheid wat sê om te dien en gebruik te maak van die geleenthede wat God vir ons gee, by die werk op kommissies te dien, waar dit ook al mag wees, om te besef dat ons het die gees van God binne in ons, en God stel ons in staat om met integriteit en nederigheid 'n verskil te maak. Ons moet soos Josef in die wêreld wees, maar nie van die wêreld nie. Ons moet aanhou om God te vertrou, selfs al lyk ons 'n klein bietjie of geweldig baie soos Egipte, maar ons word nie soos Egipte nie. Ons droom nie die drome van Egipte nie, ons droom God se drome. En so wat is God se droom vir ons lewens? Ek sluit daarmee af. God se droom vir ons lewens is om dit te wees waarvoor hy ons gemaak het, en om dit te wees waarvoor hy ons gered het. God het ons gemaak om onder sy heerskappy oor sy koninkryk te heers, vir die voordeel van almal, met sy wysheid en met sy hulp. En dit is waarvoor hy ons gered het. God het ons gered om met sy gees se hulp in die wêreld 'n verskil te gaan maak. En in 'n sekere sin die wêreld te red, soos wat Josef hulle gered het, deur God se wysheid te kommunikeer en te vertrou dat God in beheer is. En dat God op die ou einde geregtigheid sal laat geskied. Kom ons bid saam. En kom ons vra dat God ons sal help om soos Josef hom te vertrou. Vader, ons dankie vir die storie van Josef. Ons dankie dat ons baie duidelik kan sien dat hy iemand is wat met foute soos ons, maar tog baie diep bewus was van u goedheid en dat hy u kan vertrou en dat ons duidelik in die storie kan sien dat u hom opgehef het.
Vader, dankie dat U 'n God is wat U mense in staat stel om wonderlike dinge te doen en tot voordeel van die hele wêreld op te tree. Vader, help ons asseblief om te besef dat ons mense is, as ons in U vertrou, as ons U dienaars is ons mense wat U Gees het. Help ons asseblief om op U Gees te vertrou. Stel ons in staat om nie net vir onsself te lewe nie mag in ons eie hande in te gryp en vir ons eie voordeel te lewe nie. Maar help ons om vir die voordeel van die mense rondom ons te lewe, sodat U naam groot gemaak kan word en sodat ons skepingsdoel en ons verlossingsdoel kan bereik en dat ons U gelukkig kan maak en dat ons U naam groot kan maak met die lewens wat U vir ons gegee het. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.